Wat 'n wonderlike voorreg om vanaand saam met u te mag wees. Soos wat u sal sê in Nederlands, ek vind dit fyn om terug te wees in Nederland op my 7de preektoer. U weet, net voordat ons gekom het van Suid-Afrika, het my vroutjie siek geraak met griep. En ek het in die aparte kamer gaan slaap. Ek het vir haar die tabletjies gekoop en die pille om gesond te word. En ek het seker gemaak hy kom gesond na Nederland. En ek was gesond laas weekend by die studente. En die hele week soos wat ons rondgereis het deur Nederland. En gistermiddag op pad na Geldermalsen het ek die voorreg gehad om so vir 'n paar oomblikke met my vroutjie te Skype in Suid-Afrika. En toe sien ek dat sy is nog steeds siek. En as gevolg van die kussie deur die Skype het ek griep opgetel. So gisterand het ons hier gearriveer by Krugerdan en my stem is heeltemal weg. So ek sal probeer om vanaand vir u langsaam 'n gedagte of twee te deel wat in my hart is. Dit sal nie die volle boodskap wees nie. Ek dink nie my stem sal dit dra vir 2 ure nie. Maar dis 'n voorreg om saam te wees vanaand. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. En terwyl ons blaai na Josua hoofstuk 1, ons Suid-Afrikaners het die gewoonte om dikwels die woord te gebruik baie. En as ons in Amerika gaan preek, dan probeer ons die Amerikaners ook leer dat baie dankie is in Engels beteken thank you, maar die wyse waarop die Amerikaners dit uitspreek met die woord baie dankie is baie donkie, is almost like buy a donkey. Om vir jouself te koop, maar dit beteken bloot eenvoudig heel of veel of dikwels. Dit is vir ons 'n woord wat soos lekker is, dit is, ons gebruik dit heel dikwels, vaak soos wat u sal sê. So as ek dit gebruik vanaand in die boodskap, dan beteken dit bloot eenvoudig heel of veel of vaak in die konteks van vanaand. En as ek snel praat, dan moet jy dit die hand opsteek. Ek sal sien as die vinger in die lug opgaan en ek sal so 2 of 3 trappies stadiger praat of dan selfs ook dit herhaal en dan sal ons kyk hoe lei die Here vir ons. Ek het terwille van die Afrikaans na Nederlands vir u die skyfies ook voorberei dat u dit maklik kan volg, kerngedagtes om my stem te beskerm. Maar ons gaan net saam lees vers 1 tot vers 3. En daarna vers 23 van Deuteronomium hoofstuk 6 op die skerm saam. En dan gaan ek met u praat op wat in my hart is. Kom ons lees vanaf vers 1. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: My knegt Moses is dood. Maak julle dan nou klaar. Trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. En elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Kom ons lees eers net tot daar, Deuteronomium hoofstuk 6, vers 23, die baie bekende gedeelte, veral as Moses besig is met die laaste gedeelte van die opskryf van sy ontmoeting met die Here in die trek deur die woestyn van Egipte af, dan sê hy in vers 23 die volgende: En hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring, sodat hy ons die land kan gee, wat hy aan ons vaders met 'n eed beloof het. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons vanaand het om so saam te kan wees hier by die weekend konferensie in Krugerdan in Nederland. En Here, terwyl ons vanaand saam gebid het, die gedagte in my hart dat U die een is wat ons opgewek het om hier te wees.
Here, toe die website die besprekingslys oopgemaak het vir hierdie naweek konferensie, het U dit gewerk in elkeen van ons wat vanaand hier is se harte en hulle wat bespreek het. So ons is vanaand hier, Here, omdat U vir ons hier gebring het. Vir ons as 'n groepie sprekers van Suid-Afrika, en Here, elke een wat hier kamp vanaand, van reg oor Nederland, omdat U dit so gewil het. En nou staan ons voor U vanaand, Here, en die volgende paar dae, en ons wil vir U kom sê, soos ou Samuel van ouds, hier is ons Here, kom spreek, want U kinders wil luister. U ken ons behoeftes vanaand, U ken ons begeertes, U ken ons bekommernisse, U ken die angste in ons hart, U ken ons finansies vanaand, Here. U ken die probleme rondom ons bedryf en ons werk en ons baan. U ken ons toekoms. En daarom is dit ons gebed dat wanneer ons vanaand voor U kom stil word, Here, soos wat ons nou geluister het, is dat U self deur U Gees in elkeen van ons se hart sal kom kyk en met ons sal kom praat oor dit wat in U hart klop vir elkeen van ons. U naam ter eer. Amen. In Junie maand het ek 'n groep gelei na Israel. Om die waarheid te sê, ek het 2 groepe na mekaar gelei net na my galblaasoperasie. En terwyl ons op weg was na die berg Horeb, was daar opstande gewees in die Sinai woestyn. En moes ons die langer roete ry om te kom by die berg van Horeb. En toe ons daar gery het in die woestyn, het ek sit en pyns oor die woestynlewe. Een van die gedagtes wat in my hart kom lê het, was hierdie gedeelte van Deuteronomium hoofstuk 6. Dat God het die volk uitgelei uit Egipte, nie om te verdwyn en verlore te raak in die woestyn nie, maar om hulle in te lei in die beloofde land. En toe ons staan by Jerigo, het ek gepyns oor Jerigo se lewe. En wat my getref het, was die gedeelte dat Josua by die volk staan by die Jordaanrivier, en toe hulle deur die Jordaanrivier getrek het, staan daar geskryf in hoofstuk 5, dat die volgende dag, nadat hulle die Pasga gebruik het, het hulle van die manna, of van die vrugte van die land begin eet, want die manna het opgehou. En toe tref dit my, dat die oomblik toe hulle deur daardie Jordaanrivier gaan in die beloofde land, toe stop die manna wat kom vanuit die hemel en die kwarteltjies wat aangevlieg gekom het elke dag. En toe stop die wolkkolom bo kan die volk. Want toe begin die geloofslewe met Immanuel, God met hulle, in die harte van sy kinders. En ek wil vanaand met u so 'n bietjie gesels oor hierdie beginsel en 'n paar gedagtes met u deel wat ek nie in volle detail sal doen nie, want ons het nie tyd daarvoor nie. Maar ek het 'n verhaal daarmee saam gelees wat Stuart Briscoe geskryf het in Amerika. En hy het 'n stelling gemaak. Hy sê baie kinders van die Here se lewens is soos 'n bed. En ek het vir u 'n foto van 'n bed op die bord neergesit. Hy sê baie kinders van God se lewe is soos 'n bed. 'n Ysterbed. Stewig aan buitekante, maar aan die binnekant pap soos 'n matras. Aan die een kant is jy stewig,
want jy weet dat jy Jesus ken as jou verlosser en saligmaker. Maar aan die ander kant is jy ook stewig, want jy weet jy's op pad hemel toe as jy te sterwe kom. Maar aan die binnekant is jou geestelike lewe so pap, soos 'n matras. En dis waaroor ek vanaand met u wil gesels, oor wat ek noem die normale Christelike lewe. Jy sien daar's 'n teksvers in Romeine hoofstuk 15 vers 4, wat 'n aangrypende teksvers is as 'n mens daaroor gaan pyns. Wat daar geskrywe staan, dit is vir ons alles opgeskryf tot ons lering, tot leidsaamheid en tot die bemoediging van ons op roete saam met die Here, dat daar vir ons hoop kan wees. En as ons die gedeelte daarmee saam lees van Korintiërs hoofstuk 10 vers 11 wat sê, maar al die dinge wat hulle oorgekom het as dit ware in die woestyn is vir ons as 'n voorbeeld opgeteken. Daar is niks in hierdie wêreld vandag wat nog nie opgeteken is, waarna ons kan gaan kyk tot ons lering vir bemoediging en vir leidsaamheid om hoop te hê op ons lewensreis saam met God nie. En die volk van Israel is die perfekte voorbeeld van hierdie geestelike wandel wat die volk met God gehad het van Egipte tot en met by Kanaan, die beloofde land, die land van melk en van honing. En al die geskiedenis deur in die Ou Testament en die Nuwe Testament, manne en vroue wat die geheim ontdek het om in die volheid van God te leef en te wandel. En as ons vanaand saam lees uit die boek Josua, en as ons kyk na die boek Josua aan sy geheel van hoofstuk 1 tot 24 aan die einde, dan vind 'n mens 'n geweldige klomp oorlog in hierdie boek. En 'n mens sien dat hierdie boek is vasgevang met die verwysing na die Jordaanrivier wat baie mense gebruik as 'n simbool om te sterf van jouself en dan deur te gaan in die Kanaans-lewe, die volheidslewe. En baie mense skryf oor Kanaan as 'n tipe van 'n hemel op aarde. Wat eintlik nie waar is nie, want in die hemel is daar nie oorlog nie. Daar's nie gevegte nie, daar was nie sonde gewees soos in Kanaan. En daar was nie reuse gewees wat die Bybel vir ons uitlig nie. So die Kanaans-lewe is nie 'n lewe van die hemel hier op aarde nie, maar is 'n tipe van 'n volheidslewe vir elkeen van ons wat beskikbaar is. En ek wil kyk na die boek Josua vanaand uit die konteks, dat dit eintlik 'n boek is wat 'n nuwe begin inlei in 'n mens se lewe. Want net nadat Moses gesterf het, is daar 'n nuwe leier, en sy naam is Josua. Hulle staan aan die rand van die Jordaanrivier om in te gaan in 'n nuwe land, wat vir hulle gegee word. Daar's 'n nuwe dieet wat hulle moet volg in die nuwe land wat hulle gaan eet. En veral die manna gaan stop en die kwartels gaan stop en hulle gaan eet van die land. En as 'n mens inbeweeg in 'n nuwe ondervinding saam met God, veral in die volheid, is daar vir baie van ons ook 'n nuwe dieet nodig in ons wandel saam met die Here. In die geval praat hy nie van kos nie. Hy praat spesifiek van 'n aptyt van iemand wat dieper wil gaan saam met die Here. Want jy sien in die woestyn het hulle manna geëet, 'n droë stuk brood en kwarteltjies. Maar in die beloofde land het die manna gestop en die kwartels. Daar is 'n ander kos wat hulle moet eet. 'n Deel daarvan was die geloofskos gewees, stap vir stap saam met die Here. So daar's 'n nuwe dieet. Maar dis nie die boodskap vir vanaand nie. Daar's nuwe ervarings wat hulle moes deurgaan, nuwe ervarings. Met ander woorde, die wolkkolom het gestop. Dit sou lekker wees om elke môre wakker te word. Is dit nie waar nie? Al is 'n mens in die woestyn en jy kyk op en jy sien maar die wolkkolom is nog steeds daar en die wolkkolom het nie beweeg nie en daar sit jy by jou tent in die woestyn en solank as wat die wolkkolom nie, beweeg jy nie. En as ek vanmôre wakker word en ek kyk so uit by my tentjie en ek sien maar daar gaan die wolkkolom, dan stap ek saam met hom. Dit is maklik om so die Here te volg as daar uiterlike tekens vir ons is. En skielik as ek opkyk en ek sien hier kom die manna vanuit die hemel en die ontbyt word vir ons voorsien, die brood en kaas van Nederland. Want jy sien hier by julle eet ons geweldig baie brood en kaas. Dit moet amper seker soos manna wees. As ek terug gaan huis toe, gaan ek vir 'n hele week nie brood en kaas eet nie.
Want ek het genoeg gehad van dit. Gaan vleis eet. Lekker braaivleis maak. En ek sal my vrou Skype voor ek gaan en sê, mamma, begin solank die vuurtjie aan die brand steek, ek is op pad. Maar jy sien, dis maklik om God te volg as dit vir jou gegee word. En nou sê God, hierdie is 'n nuwe ervaring, 'n nuwe belewenis. Julle gaan staan voor die Jordaanrivier en julle gaan 'n nuwe verhouding met my begin ingaan. Alles is nuut, sê die Here. En dis waaroor die boek Josua gaan. Nuwe begin vir 'n nuwe ervaring en 'n nuwe wandel saam met God. Dit waarvoor God vir u en vir my geskaap het. Efesiërs praat daarvan as 'n nuwe lewe in hemelse plekke, Efesiërs hoofstuk 1 vers 3. Hy praat in Hebreërs hoofstuk 3 en hoofstuk 4 daarvan as 'n lewe van rus wat ons ingaan saam met die Here. En dis waaroor ek graag vanaand met u wil gesels. En ek gaan probeer om dit baie kort te hou ter wille van my stem en baie van u het ver gery. So kom ons kyk, wat is die doel? Die tema wat vir my gegee is vanaand, wat is die doel van die Christelike lewe? Kies dan heden is die tema vir vanaand. En daar's 3 gedagtes en ek gaan vanaand net gedagte 1 met u deel. Dit gaan oor die Christelike lewe, dis die normale Christelike lewe. Ons is as 'n verteenwoordiger sigbaar van die Here Jesus in ons nuwe land. Ons het saam gelees dat die Here praat met hulle hier spesifiek oor die beloofde land. Hy sê julle moet deurgaan en as julle deurgaan word julle my verteenwoordigers. En dan is daar 'n soeke na meer, want jy sien die Gees van God bring in 'n mens se harte honger om soos Jesus te word. In die beloofde land is daar altyd 'n verlange na meer. Selfs die mense in die wêreld vandag soek na meer. Toe daar vir Harry Oppenheimer gevra is, hoeveel geld moet 'n mens hê voordat jy gelukkig is? Met al sy miljoene in die bank, toe sê net nog 'n paar miljoen meer. Want jy sien, en selfs in die wêreldse geval, is daar 'n voortdurende honger en dors na meer. Dit vind 'n mens hier in die boek van Josua. So kom ons staan stil vanaand by ons eerste gedagte, die normale Christelike lewe. Party mense verwys daarna as die diepere geestelike lewe. Ander praat van die oorwinningslewe, party praat van die gekruisigde lewe. Ander praat van die lewe van bly in Christus, in die wynstok. Daar is 20 benamings daarvoor, maar ek wil vanaand daarna verwys soos wat Watchman Nee sê, die normale Christelike lewe, waarby ons behoort stil te staan. En ek wil met u prakties gesels, met die oog op die naweek wat vir ons voorlê. Kom ons kyk in die eerste plek na die geografiese ligging van Israel en verstaan iets daarvan. Ons kyk na die tipes rus vanaand, die fases en krisisse van geloof. Ons kyk na die doel van die normale lewe, die geskenk en wat ons moet inneem en daarmee gaan ek afsluit vanaand. En dan los ons punt nommer 2 en 3 as deel van die doel van die Christelike lewe. Die geografiese liggings van die volk Israel. As ons gaan kyk na Israel van Genesis tot by die boek van Openbaring, afgesien van Paulus se sendingreise in die Nuwe Testament, dan vind 'n mens dat daar is 4 liggings gewees in Israel se geskiedenis, wat eintlik van toepassing is op u en my van vanaand. En die heel eerste geografiese ligging was Egipte. En dis waar die volk hulle self bevind het in die tyd van Josef en daarna opgegroei het in die honderdtalle wat daar was, totdat die Here vir Moses opgewek het in Eksodus hoofstuk 3 om die volk te gaan uitlei uit Egipte uit. Maar Egipte praat van die plek van die dood, die plek van slawerny, die plek van gebondenheid, met ander woorde, waar die Farao, die koning van Egipte, die hoof is. Nou prakties in jou Christelike lewe verwys dit eintlik na die wêreld daar buitekant, waar die duiwel die hoof is en die bose as dit ware van die wêreld daar buitekant, 'n plek van dood, 'n plek van vasgevangene wees in een of ander boesemsonde of 'n probleem daar buitekant. En die Here het hulle gaan verlos deur die bloed van die paaslam. Dit weet jy. Toe daar die bloedjies gesmeer is aan die voorkant van die deur en die volk uitgetrek het die volgende dag en deur God se sterke hand getrek het deur die woestyn tot by die Rooi See, was daar 2 dinge wat die volk uitgelei het uit die plek van dood. Die bloed van die paaslam en die krag van God wat sigbaar geword het in Eksodus hoofstuk 14 en 15 met die deurtrek van die Rooi See ondervinding.
En as 'n mens vandag in Israel is, en jy praat met al die Joodse mense, dan praat die Jode, hulle is besig om terug te kyk na die dag van verlossing. En dan word Paasfees op 'n baie spesiale manier gevier in Jerusalem. Ek was verskeie kere al daar as dit plaasgevind het, en dan word daar teruggekyk na die Paasdag en die Paasfees en die krag van God by die Rooi See, met ander woorde. Nou vir ons as kinders van die Here vanaand beteken dit iets anders, wat jy nou sal sien. Maar dan direk na Egipte lê daar 'n wilderniservaring vir die volk voor. En dan swerf die volk rond vir 40 jaar in die woestyn, eintlik maar as gevolg van hulle ongeloof en ongehoorsaamheid. Dit weet u, dit verstaan u. Hulle daar by Kades Barnea het hulle gemurmureer, toe die verspieders terugkom en sê, maar 10, ons kan nie trek nie, daar's reuse, en 2 sê, ons kan deurgaan. En as gevolg van hulle ongeloof en bangigheid sê die Here, vir elke dag wat julle weg was, gaan ek 'n jaar byvoeg, en 40 jaar trek die volk deur die woestyn, swerf hulle eintlik weens ongeloof en ongehoorsaamheid. Hulle was nou verlos van Egipte, maar Egipte was nog in die hart. En by een van die punte waar hulle gemurmureer het in Numeri hoofstuk 12, kom staan hulle voor Moses en sê, moes ons nie maar eerder teruggaan na Egipte toe nie, want hier gaan ons sterf in die woestyn. En toe sê die volk, ons verlang terug na 6 dinge van Egipte, die visse van die Nyl, die warte lemoene, die komkommers, die eie, die pruie en selfs die knoffel daarmee saam. Hulle dink terug, hulle is verlos van Egipte, maar hulle verlang terug na die tye toe hulle nog in sonde geleef het, in dood en gebondenheid, want Egipte was nog nie uit hulle harte uit gewees nie. En dan die land van Kanaan, wat ons van lees, net nadat hulle deur die Jordaanrivier getrek het, dan neem die volk hulle erflating in besit, en dan word die stamme verdeel van die noorde tot die suidelike dele van Israel. U weet van die 12 stamme, en spesifiek dan gee God dit vir hulle, wat hy reeds vir hulle beloof het in Genesis hoofstuk 13, en ook in Exodus hoofstuk 3, toe hy vir Moses geroep het. Die land van melk en honing. 'n goeie en 'n wye land, wat die Here in gedagte gehad het vir sy volk. En dan as gevolg van ongehoorsaamheid en die aanbidding van afgode, gebeur daar iets in die volk se lewe, dat hulle weggevoer word na Babylon, waar die Here hulle weer moet terugbring. En 'n groot deel van die psalms is geskryf deur die kindere van Korag, wat verlang dat God die volk sal terugbring, soos in die dae van ouds. Maar dis die geografiese ligging van Israel. Die duidelikste prentjie wat vir ons opgeteken is, sê Paulus in Romeine 15 vers 4, van 'n tipiese reis van 'n kind van God vandag se lewe. En voor ons daarby kom ons kyk na die tipes rus wat die Bybel vir ons uitlig in die Nuwe Testament. Ek gaan dit net vir u noem terwyl van ons tyd saam. Die Bybel praat van 'n Sabbatsrus. Dis iets wat sterk in sekere dele van Europa nog uitgevoer word. Ek was eenslag in Salzburg in Oostenryk, en al die winkels was toe, soos hier by van u gebiede in Nederland. In Suid-Afrika is dit nie meer so nie. Alles is oop, sport, byeenkomste en winkelsentrums en alles. Dis asof dit 'n werksdag is in Suid-Afrika, maar baie gebiede het nog die dag van die Here wat gevier word hier in Nederland. En die Bybel praat van 'n Sabbatsrus in daardie 2 teksgedeeltes wat die Here gee as 'n dag van rus vir elkeen van ons, en dat hy gerus het van sy werke. Dan praat hy van rus wat kom as gevolg van geloofsekerheid. En dit vind plaas as die Here 'n mens uitlei uit Egipte uit. En jy beland daarna in die woestyn as dit ware. Want Paulus skryf vir ons in 1 Korintiërs hoofstuk 2 dat die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, dis vir hom dwaasheid. So daar's 'n natuurlike mens, sê Paulus, vir wie die dinge van die Here dwaasheid is. Maar dan kom daar 'n oomblik in sy lewe dat hy tot geloof kom, en dan begin die skrif lewendig word, en dan begin hy goed verstaan, en dan begin hy 'n geestelike mens word, alhoewel hy nog so 'n bietjie in die vlees is in daardie oomblik. En dan praat hy van die rus wat kom as gevolg van geloofsekerheid. Ons is nou uit Egipte uit. Ons het deur daardie Rooi See ondervinding gegaan, en ons is op weg na die plek wat God in gedagte het. Dan praat hy van ons ewige rus in die hemel, wat eendag sal plaasvind as ons te sterwe kom,
en as ons saam met Jesus gaan wees vir ewig en vir altyd. Maar hier in die laaste plek praat hy in Hebreërs hoofstuk 3 van die Kanaanrus. Dit waaroor ek graag vanaand met u wil gesels. Spesifiek 'n prentjie van rus wat 'n gelowige ervaar wanneer sy lewe ten volle aan die Here Jesus oorgegee word en hy deur geloof in besit neem van sy erflating wat God in gedagte het vir ons. Want jy sien, die uittog uit Egipte was bloot net 'n voorbereiding gewees vir die ingaan in die beloofde land. Want solank as wat ons uitgaan uit Egipte, maar ons gaan nie in die beloofde land in nie, het ons nog nie tot die volle besit oorgegaan van die erflating waarvan Paulus skryf in Efesiërs hoofstuk 1 vers 3, en waarna Jesus verwys as hy praat van die volheid van Christus wat beskikbaar is vir elkeen van ons, terwyl ons nog ronddwaal in die binnekant van die wilderniswoestyn nie. Ons het uitgetrek uit Egipte uit, maar ons het nog nie ingetrek in die Kanaans lewe in nie. En daarom het die opdrag van die Here en wat God in gedagte het vir u en vir my vanaand en vir die res van ons lewe nog nie tot verwerkliking gekom nie. En daarom die vraag wat daar geskrywe staan, kies dan vandag wie julle wil dien. Want sommige van ons mense sit nog vasgevang in die binnekant van Egipte. En hulle kies dit onbewustelik dat hulle duidelik nog eintlik die duiwel as vader wil aanbid en dien. Al praat ons met die mond 'n ander taal, dan wys ons lewe ons het gekies om vasgevang te wees in 'n wêreld daar buitekant nog binnekant Egipte. En selfs al ontmoet ons die Here Jesus as verlosser en saligmaker, en hy kom woon in die binnekant van jou hart en jy weet dat jy kind van God en dat jy gered is en jy stap rond in die wildernis vry van Egipte, maar Egipte nog in die binnekant van jou hart, dan het jy nog nie oorgegaan tot die laaste opdrag wat die Here vanaand vir u en vir my wil gee nie. En dan kies 'n mens nie meer die duiwel nie, maar eintlik is jy besig om te kies die vlees wat in beheer is van jou lewe. Want dis waar jy ronddwaal in die woestyn. Dis waar 'n mens ontdek hoe biddeloos is jy, hoe vrugteloos is 'n mens in jou wandel saam met die Here. Daar's geen krag om weerstand te bied teen sonde of versoekings nie, want eintlik is jy 'n slaaf van die vlees. En jy weet, albei Masada in Israel, net so voordat 'n mens opgaan met die kabelkarretjie na Masada, die plek waar 900 plus Jode gekies het om selfmoord te pleeg, eerder as om te beland in die hande van die Romeinse soldate. Dan staan daar 'n man wat 'n bietjie praat oor Herodes se lewe. Dan vra hy die vraag aan die einde vir die professor, en die professor sê vir hom die volgende: hierdie mense het gekies om selfmoord te pleeg vanaand. En die volgende môre die soldate opdag, toe is al die mense dood op Masada. En toe vra hy die vraag: wat sal jy kies? 'n lewe van slawerny in die hand van die Romeine, of om vry te wees as jy dood is? En toe tref dit my. So dikwels ons mense in die wêreld daar buitekant, ons lewe, maar ons is 'n slaaf van die sonde in die binnekant, sê Paulus, en van die vlees. En dan sê hy, wat sal jy kies? En Jesus sê, as 'n koringkorrel val in die grond en hy sterf, dra dit veel vrug, staan daar geskrywe. So sterf in jouself, dat Jesus in sy volheid in jou kan kom woon, en wees vry van die bande van die vlees en van die sonde. Of lewe, maar dwaal rond vir 40 jaar in die woestyn. Want jy sien, die rus wat God in gedagte het vir u en vir my, stop nie by bekering en by geloofsekerheid en die dag as ons te sterwe kom nie. Want hy het nie vir ons uitgelei uit Egipte uit, dat ons kan ronddwaal in die woestyn vir 40 jaar nie. Hy het ons uitgelei, dat hy ons kan inlei in die Kanaans lewe. Kom ons kyk na die fases en die krisisse van geloof baie kortliks vanaand in ons volgende skyfie. So Egipte is 'n plaas van die dood, waar ons 'n band is van sonde en vasgevang is, met ander woorde, wat hy met ons praat oor mense wat daar binnekant ronddwaal. En ek onthou, toe ek op skool was, het ek verskeie kere my hart vir die Here Jesus gegee en die sondaarsgebed gebid, maar ek het nooit by die plek gekom waar die Here sekerheid van geloof in my hart gebring het nie. Ek onthou selfs net voordat ek klaar maak met die skool,
In ons jare moes ons nog weermag toe gaan na skool vir 2 jaar om te gaan diensplig doen vir die staat, 'n soldaat gaan word. En ek onthou ek het by 'n geestelike boekwinkel verbygestap in die Strand en Kusweg en ek het daar 'n boekie in die venster gesien wat sê Nasionale Weermag diensplig as soldaat sal ek kan vasbyt. En ek het na daardie boekie staan en kyk en vir myself gesê ek dink ek sal kan vasbyt. Want ek het gespeel rugby vir my skool. Ek was een van die manne op skool gewees wat cricket gespeel het en sport gedoen het en ons was 'n groepie van 10 jong mannetjies wat een van die sterk manne was van die skool. En ek dink daarom ek sal dit kan maak in die weermag. Maar ek koop die boekie en ek vat dit huis toe en ek gaan lees dit en daar aan die begin van die boekie is 'n ou sondaarsgebedjie wat ek kan bid net om my hart vir die Here te gee want ek gaan hier in die vreemde in van die nasionale weermag vir 2 jaar weg van my huis en van my ouers en van my noontjie. En ek onthou toe ek daar by die weermag kom, het niks verander nie. En ek het selfs deel geword van 'n groepie in die weermag wat saam gebid het en saam by mekaar gekom het van tyd tot tyd, maar niks het verander nie. En aan die einde van 1 jaar te word ek verplaas van Kaapstad na Pretoria om daar te gaan werk vir die weermag en eendag toe stap ek saam met 'n jong man na 'n plek toe en daar ontmoet ons 'n man en ons gaan na 'n geestelike boekwinkel en binnekant die boekwinkel was daar 'n meisie wat saam met my op skool was, 'n pragtige meisie. En sy nooi my na 'n Vrydag aand jongmens byeenkoms soos hierdie. En ek het gegaan. En ek onthou ek het nog bietjie gerook. Ek het nog nie mooi taal gebruik nie. Want ek was 'n soldaat gewees en ek moet kan vasbyt. Maar die aand toe ek daar by die meisie kom by die jongere aand het ons Vrydag na Vrydag gegaan. En seker so 3 maande daarna het ons by 'n jongmenskonferensie, 'n weekendkamp gekom soos hierdie. In die aand preek die spreker oor 1 Johannes hoofstuk 1 vers 8 en vers 9. En ek besef die aand ek is verlore. En ek is sonder hoop en ek is sonder God. En as ek vanaand te sterwe kom, met al my goeie werke, en al my gebedsgroepies wat ek bywoon, en al die jongmensaande, Vrydag aande, en selfs 'n goeie lewe probeer lei vir daardie meisietjie met ander woorde wat ek graag wou beïndruk in daardie oomblik, en met al my kennis wat ek het, en selfs die sondaarsgebed wat ek gebid het, dat as ek vanaand te sterwe kom, gaan ek my oë in die hel oopmaak. Want ek is verlore sonder God en sonder hoop. En die aand ontmoet die Here my hart. En hy lei my uit Egipte uit. Dit waarvoor Jesus vir my gesterf het. En ek weet, omdat ek weet. Die keer is my lewe anders. Want God het in my hart kom woon. U sien my Rooisee ondervinding was 'n Vrydag aand gewees op 'n jongmenskamp. En as ek vandag daarvan kyk en ek kyk terug, dan sien ek die aand toe Here Jesus in my hart kom woon en die kruis vir die Christen, soos die paaslam vir die Joodse mense. Jy weet daar die eerste paar dae, het ek gevoel ek sweef so oor die aarde, ek so hoog bo in die aarde geloop en ek wil net vir almal vertel van die wonder van dit wat God vir my siel gedoen het. Dat hy my kom red het en my naam geskryf is in die boek van die lewe, dat ek weet omdat ek weet. En toe begin ek 'n ding ontdek. Hier binnekant my hart is daar iets wat bots met dit wat God vir my gedoen het. Die eie ek en die vlees en my worstel met sonde, want jy sien op daai stadium in my lewe het ek al 'n bietjie geproef van die wêreldse goeders daar buitekant. Goeders soos pornografie en goeders soos drank en verskeie ander goeders wat deel was van my lewe terwyl ek nog in Egipte was. En nou is my naam geskryf in die boek van die lewe en Jesus kom haal my uit Egipte en hy kom plaas my in die binnekant. Maar nou begin ek ontdek. Hy het my uitgelei, maar daar is goed wat my vashou in die binnekant, wat 'n woestynlewe vir my gee.
'n worsteling in my hart. Want jy sien, ek is uit Egipte, maar daar sit nog stukkies van Egipte in my hart vas. En dan is ek op, en dan is ek af. En dan bely ek my sonde, en dan gaan dit goed vir 2 dae, en dan is ek onder in die gutters, onder in die grond, in die modder. En dan luister ek na 'n preek, en dan sê ek, Here Jesus, my alles op die altaar, vat dit is U sin. Ek sal nooit vergeet nie, aan die einde van 'n worsteling van seker 2 of 3 jaar, 'n boekie gelees van hom, Chris Cronje in Suid-Afrika, wat is 'n rein hart vervul met die Heilige Gees. En ek onthou 2 Januarie sal dit nooit vergeet nie. Net na my troue gekniel daar by 'n klein ou kamertjie in Pretoria, daar aan die voete van die Here Jesus gaan sit en gesê, Here, ek kan dit nie meer vat nie. Paulus sê, die goeie die wat ek wil, dit doen ek nie, maar die slegte die wat ek haat, dit doen ek. As ek 'n belofte maak en is dit 2 dae, dan val dit plat in my geestelike lewe. En daardie dag toe ek kniel daar voor die kruis, en ek sien hoe sterf ek in myself. Galate 2 vers 20. Toe kom ek aan die einde van my wildernis ondervinding. Want jy sien, by die Rooi See word Jesus jou verlosser. Maar daar aan die einde van 'n woestyntyd, as jy staan by die Jordaan, dan word die Here Jesus die Heer en die Meester. Dis wanneer 'n mens jou lewe oorgee. Andrew Murray noem dit 'n algehele oorgawe. Watchman noem dit die normale Christelike lewe. As jy by die punt kom wat jy vir God sê, hier is my lewe. Dis U vrou, dis U kind, dis U kar, dis U huis, dis U geld. Jy weet, toe George Muller 'n ou man was van 92 jaar oud, die man wat die kinderhuise gebou het in Bristol in Engeland. Toe word daar vir hom gevra, wat was die geheim van sy sukses gewees? Toe sê hy die volgende: There was a day that George Muller died. Op die 2 Januarie was 'n dag wat François Kaar gesterf het aan homself. En alles vir Jesus gegee het, dis syne. Dat hy my kan inlei, dit waarvoor hy my uitgelei het. 'n lewe van rus en van oorwinning. Jy sien die Jordaanrivier. Die Jordaanrivier is 'n ervaring wat die meeste van ons sal moet deurgaan as ons ingelei wil word in dit waarvoor Jesus vir jou gesterf het. En dan begin daar 'n lewe van rus. Daar begin 'n lewe van vreugde, van geestelike seëninge. Daar's konflik, maar daar's oorwinning. Daar's geloof en daar's gehoorsaamheid. Daar's geestelike rykdomme, daar's rus. Daar's 'n lewe van geloof en vertroue in ons kaptein wat vir ons vooruittrek in die nuwe land. En hoe weet ek dit? Jy sien, as jy gaan kyk na hoe die volk getrek het in die ou tyd in die woestyn, is die wolkkolom aan die bokant en dan stop die wolkkolom en dan word die ark van die verbond opgeslaan, die tabernakel in die wildernis mos, dat die ark in die binnekant kan kom en die brandofferaltare en die waskom. En dan staan daar 3 stamme noord en 3 stamme wes en 3 stamme oos en 3 stamme in die suidelike dele en dis waar die ark van die verbond was. Maar toe hulle by die Jordaanrivier staan, toe gee God die opdrag. En toe verskuif die posisie van die ark vanaf die binnekant na die voorkant. Jy sien, by die Jordaanrivier verskuif die posisie van Christus van jou verlosser na die posisie van hy is die baas van die plaas, hy is in beheer. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê, sê Christus. En hy stap voor en ons stap agterna. Jy sien, om in te gaan moet die posisie van Christus in jou lewe verander.
Ons noem dit in Suid-Afrika soms dat Christendom word gesien soos 'n noodspaarwiel van die auto. Ons gebruik dit net as ons 'n probleem het. En baie mense getuig van redding en van geloofsekerheid, maar swerf en dwaal rond in die woestyn. Want hulle wil nie by die punt kom wat hulle Christus toelaat om sy posisie te verander in jou hart nie. Jy sien, sonde is lekker. Die gevoel van sonde. Maar om in te gaan in dit waarvoor Christus vir ons gesterf het, moet ons toelaat dat die posisie van Christus verander. Na die voorkant. Müller sê daar was 'n dag wat ek gesterf het. En hy sê van daardie dag af gee ek nie meer om wat mense van my sê of wat mense van my dink nie. My geld, my vrou, my kind. Selfs my toekomsplanne, selfs my drome, my bankbalans, alles is syne. Kan ek vanaand vir u 'n vraag vra? Is u in Egipte? En dan kies u nog om die bose te dien, die wêreld. Dwaal u rond in die woestyn van die wildernis. Want dan kies jy om 'n slaaf van die sonde te wees in die vlees. Want jy kan vanaand kies waar jy wil bly die naweek, as God met jou praat daaroor. Of in Egipte, of in die wildernis, of in die Kanaans lewe. Het God al vir jou uitgelei uit Egipte uit? Het God al vir jou ingelei in die Kanaans lewe? Want dis waarvoor Jesus gekom het. Ek wil amper afsluit, my tyd is seker verby. Kom ek deel met u net 3 of 4 gedagtes meer. Wat is die doel van die Christelike lewe? Ons tema vir vanaand. Kom ek gee vir u net 'n paar gedagtes. Rus en vrede en oorwinning is die doel van die Christelike lewe. Verlossing van Egipte is nie God se doel alleen nie. Dis 'n stap op weg na Kanaan. Om gered te wees is nie om vrygestel te wees van die hel nie. Of om in die hemel te beland, my naam geskryf in die boek van die lewe alleen nie. God se gedagte is vir u terwyl u wag om hemel toe te gaan, is om in die volheid van die Here Jesus te leef en dit te ervaar, dat hy in ons en deur ons homself kan kom verheerlik. En daarom gee die Here vir ons 3 gedagtes wat ek vir u neergeskryf in hoofstuk 1. Ons vind die Here se beloftes. Hy sê elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek vir Moses gesê het in hoofstuk 1 vers 3. So om uit te kom by die normale Christelike lewe, het 'n mens die belofte van die Here wat sê ek sal vir jou daar vat en ek sal vir jou deurvat en ek gaan die land vir jou gee soos wat ek dit reeds beloof het aan Moses, hoofstuk 3 van Eksodus, hoofstuk 13 van Genesis aan Abraham beloof het. Ons staan vanaand miskien by die Rooi See, miskien by die Jordaanrivier vanaand. Maar daar's 'n belofte wat God vanaand gee vir jou, dat hy het 'n belofte gemaak aan sy seun die Here Jesus, om in ons en deur ons nie net uit te lei uit Egipte nie, maar ons in te vat in die beloofde land. Want 'n lewe van rus is moontlik in die Here Jesus. Nie volmaaktheid nie, maar rus en oorwinning. Ons hoef nie vasgevang te wees vandag in 'n sonde. Want dan sê ons daardeur dat Christus in my is nie sterk genoeg om van 'n boesemsonde ontslae te raak nie.
Want as Jesus in jou hart kom woon, Immanuel, God met jou, kom woon Christus as die Seun van God in sy volheid as God in jou hart. En nou is ek vasgevang in sonde en daardeur sê ek vir die Here, hy kan my nie verlos nie. En jy maak van God 'n leenaar. Jou probleem vanaand is nie te groot vir hom nie. Want God sê, ek maak 'n belofte aan jou. Ek en jy is nie afgehandel en klaar met mekaar voordat jy nie in die Kanaans lewe ingegaan het nie. En daarom die oortuiging van sonde. Daarom die desperaatheid in 'n mens se hart, 'n siekte, by die punt kom, Here, ek is siek en sat vir die sonde, ek kan dit nie meer vat nie. Want God sê, ek bring jou by die punt, dat jy gewillig sal wees om my seun se posisie te laat verander in jou hart. Hy gee belofte. Hy gee sy teenwoordigheid. Hy sê, ek sal saam met jou gaan. My so getref nou toe ons in Suid-Afrika was, die Here se teenwoordigheid. Aangrypende gedagte. Jy weet, net voor ek my galblaasoperasie gekry het, het ek een môre gelê daar in die hospitaalbed met 'n groen jurkie aan voor die teater. En ek het op my iPodjie lê en luister na musiek. En terwyl ek daar in die hospitaal lê, toe vertel die mense vir my, maar dis 'n groot operasie wat jy gaan kry. En die oom wat langs my lê, het so groot buik wat opgeblaas is. Myne is halfpad op pad soontoe, lyk dit vir my. En hy sê, ek het 'n tannie wat ook so 'n operasie soos jy gekry het, en sy is dood. En daaroor kan my lê 'n man, hy sê, ek weet van 'n man wat ook die operasie kry, en hy moes terugkom vir 'n tweede operasie as gevolg van infeksie in sy wonde. En daar lê 'n man oor kan my, hy sê, my broer het 'n operasie, het hom oopgesny van hierbo tot daaronder. Nou, jy weet, ek was in die hospitaal gewees toe ek 7 jaar oud was, en ek is nou amper 50. Ek is nie 'n mens wat hou van hospitale nie. Ek hou nie van inspuitingkies nie, en ek hou nie van naalde en van bloed nie. En ek lê in die hospitaalbed en ek hoor wat die oom sê, van sy tannie is dood en die een se maag is oopgesny. En ek lê daar in die bed en ek kan voel, hier kom 'n benoudheid in my hart. 'n Bekommernis. En ek luister die musiekie op die ore, en die vroutjie is besig om te sing. Sy sing, die liedjie se naam is, This is not a time for fear, but this is a time for faith. En terwyl ek daarna luister, bemoedig dit my hart so geweldig, en ek begin sommer die boek Romeine lees op my ore, die ou praat, die teksversies in my hart, en ek lees die boek Romeine, en ek lees die boek Korintiërs, en ek lees die boek een na die ander deur, en ek lê daar op die bed, en ek sluit my ore vir wat die mense sê van die tannie wat dood is, en die oom wat so lyk, en ek hoor die woord in my hart, en in die volgende oomblik toe kom staan Dominee Botha langs die bed, my vriend. En ek sê vir hom, hy hoef nie 'n teksvers aan te haal nie. Ek besoek baie mense in die hospitaal. 'n Teksvers gaan nie vandag vir my iets beteken nie. Want ek het 'n woord van die Here gekry. Maar in my emosies was ek nog benoud. Maar hier staan hy. Ek sal dit nooit vergeet nie. My vroutjie was in Singapore, sy het pas die vorige aand gearriveer toe ek hospitaal toe moes gaan. En Johan staan by my by die hospitaal. Hy staan maar net daar by my. En die man kom haal my vir die teater, en daar gaan ons met die bed na die teater toe. Na die operasietafel. En hy stap saam met my. Ons kom daar voor na so 'n ou klein swart vroutjie, wat die name opskryf voor die ingaan na die operasietafel. En op die bord staan my naam geskryf, Dominee Kar met 'n K. Ek weet nie hoekom hulle geskryf het Dominee, of van met die kar nie, maar dis wat daar staan. En sy sê, Dominee, wat moet ons jou noem as jy klaar geopereer is?
Ek sê, skryf daar by my naam, Halleluja. Want dan weet ek is nie dood nie, my maag is nie oopgesny nie, ek leef. En sy sê, Dominee, jy hoef mos nie bang te wees nie. Jy weet mos wie opereer vandag. Ek sê, wie? Sy sê, die Here. Die dokter is maar net 'n instrument in sy hand. Jy sien daar by die kamer staan Johan langs my. En toe kom ek daar voor by die operasietafel, toe staan die swart vroutjie daar. Toe ek daar by bed getel word, toe kyk ek vir die dokter, ek vat hom so by die hand, ek sê, dokter, ek het vandag vir jou gebid. Jy moet mooi sny aan my. Hy sê, ek sal, want die Here is met my. Jy sien, God se teenwoordigheid vir my was nie 'n belewenis op daai oomblik nie. En toe stuur hy my vriend, want Jesus woon in hom, om langs my te kom staan. Toe stuur hy 'n klein swart vroutjie, om my aandag te vestig op sy teenwoordigheid. Toe stuur hy 'n dokter na my toe wat gesê het, die Here is met my. Want op daai oomblik was my uitsig donker. En hier staan die volk voor 'n rivier wat besig is om te vloei. Die wolkkolom gaan binnekort verdwyn. En die manna gaan ophou. En God sê, ek is met jou. Ek gee my teenwoordigheid vir jou. En ek gaan saam met jou. As jy jou lewe aan my oorgee, dan is ek wat God is in jou en by jou, en geen versoeking sal vir jou te swaar wees nie. Geen versoeking. Hy gee sy krag, want Jesus sê in die volheid van hom is al die krag van God. God self deur sy seun en deur sy gees in jou hart. Ervaar jy dit in jou geestelike lewe? Of moet jy vanaand sê ek is in die woestyn? Dan is die weekend konferensie vir jou. Ek wil afsluit, rus en oorwinning is die doel van die Christelike lewe. Rus en oorwinning is 'n geskenk van God vir jou geestelike lewe. Josua hoofstuk 1 vers 3 staan daar geskryf, elke plek wat jy gaan stap in die nuwe land, het ek reeds vir jou gegee, soos wat ek vir Abraham en vir Moses gesê het. En 'n geskenk is iets wat gegee is. Dis afgehandel, dis klaar. Jy moet dit aanvaar. Is dit nie waar nie? Ek sluit af, rus en oorwinning is ongelukkig iets wat moet ingeneem word in jou Christelike lewe. Solank as wat die volk staan by die Jordaanrivier en kyk na die beloofde land en nie oorstap nie, sal niks gebeur nie. Ek het lewensverhaal op lewensverhaal gelees van George Muller en Hudson Taylor en van een godsman na die ander wat by die punt gekom het en gesê het, alles vir Jesus. Want alles is vir ons opgeteken, sê Paulus in Romeine 15 vers 4. Tot ons lering, ons bemoediging, ons lydsaamheid, dat ons hoop kan hê. Daar's hoop vir jou en vir my. Josef het gevlug van seksuele sondes. Moses het gestaan voor 'n groot opdrag van die Here met 'n volk. Abraham moes sy kind op die altaar lê. Alles is reeds opgeteken. Jou probleem is reeds iewers geskryf en daar's 'n oplossing daarvoor. Maar jy moet die stap neem om dit in te neem. En God te vertrou.
Ons doen dit deur geloof. Hulle moes deur geloof deur die water trek. Ek gaan met u daaroor praat Sondag aand. Hulle moes deur die Jordaanrivier gaan deur God te volg, Josua 1 vers 7. En soms is daar weerstand en stryd en soms moet 'n mens staan in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het om te veg vir jou reinheid. As jy worstel met pornografie, deur te veg daarteen, is om die oorgawe te maak, dis waar. Maar deel van die veg dan, is om jou rekenaarprogram te gaan verander met sagte ware wat jou beskerm. So veg jy. Iemand het eendag gesê, as 'n mens op 'n dieet is om gewig te verloor, dan stap 'n mens nie by 'n bakkery verby nie. Want die reuke trek jou aan om te eet. So jy moet by die punt kom om die geestelike wapens op te neem om jouself te beskerm en te bewaar in die Kanaans lewe. Ek sluit af met ons opsomming. Kom ons spring aan die laaste skyfie, Aletta. In die wildernis, Israel kyk voortdurend terug en verlang na wat hulle gehad het. En dan is daar 'n 40 jaar van wag. Daar's neerlaag op neerlaag en daar's sterwe. Maar in die beloofde land, dan kyk ons vorentoe, selfs om die erflatings in besit te neem, vyande te oorwin. Ons ondervind lewe en krag en oorwinning en rus. In die wildernis is Israel se sigbare verteenwoordiger en ambassadeur van neerlaag, van sonde en van die vlees. Maar aan die ander kant die Jordaanrivier is ons 'n ambassadeur van God se krag en rus en oorwinning en sy teenwoordigheid. In Israel verlang die mense in die beloofde land na nuwe uitdagings, nuwe oorwinnings, nuwe vorming om soos Jesus te word, maar in die wildernis is daar geen verlange nie. Mense wil ontslae raak van alkoholisme en van pornografie, maar wil nie by God uitkom nie. Want u sien sonde is lekker. En die vraag wat ek vanaand vir u wil vra om mee af te sluit, is waar leef jy vanaand? Wat gaan jy kies die naweek? En waar wil jy leef? In Egipte? Of in die wildernis? Of in die beloofde land? God wil hê, jy moet hier wees in die beloofde land. Hy sê ek het julle uitgelei, dat julle ingelei kan word. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die wonder van u woord. En Here, dat in u woord vir ons die oplossing opgesluit staan, tot ons lering, tot ons bemoediging, en selfs tot lydsaamheid, dat daar vir ons hoop kan wees. Here, dink aan my vader, Here Jesus, wat verslaaf was aan alkohol. En ek onthou daardie een Sondagmôre, toe ons daar in die kerkie was in die Kaap en Dominee Etienne gepreek het. En my pappie begin snik en begin huil, hier waar hy langs my gesit het. En Here, toe Etienne gesê het, as daar iemand is met wie u gepraat het vanmôre, in die gereformeerde kerkie, Here. En Here, terwyl my pa langs my sit, het hy skielik opgestaan en gestap. En saam met Etienne gaan bid. Here, die volgende paar maande, hoe daardie rooi gesig van die drank begin verander.
En die oë wat so rooi was, helder wit en ligbruin geword het. Hoe U vir hom vrygemaak het. Toe hy gewillig was om te sê, Here, laat die posisie van Jesus in my verander. Na die voorkant van my lewe. En 'n beeld wat ek vanaand in my hart het van my pappie, Here, is 'n man wat met die stofsuier die matte gesuig het en die klere gewas het vir my moeder. En so sag soos 'n lammetjie geword het. Toe hy in die rus van die Here ingegaan het. Here, daar is geen probleem vanaand te groot vir U nie. Here Jesus, solank as wat U nie vir ons inlei nie, sal ons ronddwaal in die woestyn, Here. Want dan sê ons vanaand en ons erken dat Christus my nie kan help nie. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees, God self, wat in my kom woon het, is nie sterk genoeg vir my probleem nie. En Here, wanneer ons by daardie plekkie kom wat ons dit bely en erken, en gewillig is om op die rand van die Jordaan te staan en te sien die beloofde land, om te sien hoe Josef die krag gehad het om weg te vlug van Potifar. Om te sien hoe mense televisies afsit en rekenaarskerms toemaak. Om te sien hoe mense verhoudings verbreek, Here, vir oorwinning. Hoe mense vrykom in Nederland en Suid-Afrika. Dan weet ons die krag van God het nog nie verander. Die Kanaans lewe, die beloofde land van rus en vrede en oorwinning. Wag nog vir ons, Here, om die stap in geloof te neem, op grond van die belofte, op grond van die teenwoordigheid van God in ons lewe, en te rus in die krag. Want Paulus sê, my God is in staat om volgens die krag van sy genade vir ons oorvloediglik te skenk. Alles wat ons nodig het. Hier op aarde. U sê, kies dan, Here, waar ons vanaand wil woon. En hoe ver en hoe diep ons saam met U wil gaan. Help vir ons, Here, in die naweek, om by daardie ou plekkie te kom, waar die posisie van Jesus kan verander. Na die voorkant van my lewe. En o, Here, wanneer ons deurtrek, dat ons lewe sigbaar sal wees vir die mense rondom ons, van dit wat God vir ons gedoen het. In die naweek, in die maande wat sal kom, die rus en die vrede en die oorwinning. U naam ter eer. Amen. Ek wil U dien met my hele lewe. Ek wil U dien
net soos ek is. Ek wil U eer met my hele wese, want dit is U wat in my is. Soos die hemelse blou, die môre dou, die vyeboom se vrug, die arend se vlug, die see se krag, die reënboog se pragt, net so is ek van U skepingsmaat. Ek is bereid om vir U te leef, Heer. Ek is bereid onder U waaksame hand. Ek is bereid vir besondere gebruik, Heer. Ek wil U dien net soos ek is. Wil U saam met my sing? Soos die hemelse blou, die môre dou, die vyeboom se vrug, die arend se vlug, die see se krag, die reënboog se pragt, net so is ek van U skepingsmaat. Kom ons sing dit nog 'n keer in oorgawe aan die Here. Soos die hemelse blou, die môre dou, die vyeboom se vrug, die arend se vlug, die see se krag en die reënboog se pragt, net so is ek van U skepingsmaat. Ek wil U dien met my hele lewe. Ek wil U dien net soos ek is. Ek wil U eer met my hele wese, want dit is U wat in my is. Kom ons sluit met 'n gebed. Maak net die hart stil en die oë sluit, dan bid ons net saam. Here, ons wil vanaand die boodskap wat uit U woord na ons gekom het ter harte neem. Ons wil dit nie net ernstig oordink nie, maar ons wil ook deur U genade en deur die werking van U Gees kom tot daardie volle oorgawe van ons lewe. Ons wil U dien met ons hele lewe. Daarom bid ons dat U vir ons ook die genade sal gee om in hierdie aand U te soek, om die woord wat tot ons gekom het met erns te oordink en deur U leiding vanuit die oorwinning in Jesus te leef. Verdaag ons in U naam en U alleen kry die eer. Amen.